Nou ja, dis lekker om saam met julle, is altyd lekker, en ek sê dit ook seker altyd, ek weet nie, julle sal my kan sê, maar ek sê altyd is lekker om saam met julle in die teenwoordigheid van die Here te kan wees, en die Here te kan aanbid, lekker. Dankie dat julle hier is, dankie dat julle saam met ons is. Koffie is nou nie die beste vanmôre nie, maar daar is dan tweede beste. So, ons is dankbaar vir die koffie, ons is bly vir almal wat hier is, klein Luke wat daar agter sit, ons het hom nie welkom geheet nie, Luke, baie welkom, al die para van Bloemfontein af, hy het vir sy neef kom kuier, lekker om jou ook vanmôre hier te hê, en ja, almal wat hier is, mag die Here julle ryklik seën. Nou, ek het so 2 weke terug het ek daar by broer Rian hulle sig werkie geopen, hulle werkie nie, hulle groot werk, het ek geopen, en ek het 'n sekere versgedeelte met hulle gedeel, maar ek wil die eerste paar verse van hierdie gedeelte wil ek vanmôre met jou deel, want dit het regtig tot my hart gespreek, en ek wil dit vanmôre ook met julle deel. Kom ons, laat ek net by die begin uitkom, kom ons lees die gedeelte, die van julle wat julle Bybel saamgebring het, dis 'n baie goeie gewoonte, en ons gaan julle nie teleurstel nie. 1 Samuel 7, ons gaan vanmôre uit die Bybel uitlees. Samuel 7. Right, is julle reg. 1 Samuel 7 vanaf vers 3. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê: As julle met julle hele hart julle tot die Here bekeer. Onthou julle, ons het oor bekering gepraat, wat bekering is. Ek gaan nou weer iets daaroor sê. Maar julle moet julle bekeer, julle moet terugdraai. Wat hy eintlik sê is, julle moet terugdraai na die Here toe. Dan sê hy, verwyder die vreemde gode en die astartes onder julle uit, en rig julle harte op die Here, en hierdie belangrike woorde, en dien hom alleen. Ons dien partykeer baie goed, terwyl die woord van die Here sê, ons kan net een God dien. Dien hom alleen. En wanneer ek hom dien, word ek gehoorsaam, ek dien hom. Ek word gehoorsaam aan sy woord. Bevraagteken nie sy woord nie. Ek laat eerder toe dat die woord van die Here my opbou. Hy sê, verwyder die vreemde gode onder julle uit, rig julle hart op die Here, dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Ons het ook Filistyne in ons lewe, baie Filistyne in ons lewe, baie omstandighede, dinge wat teen ons stel, dinge wat in ons lewe gebeur, omstandighede, die vyand se aanslag, hy wil nie ek en jy moet in oorwinning leef nie, hy sal alles in sy vermoë doen om ons te demp in ons geestelike lewe, maar die Here sê, hy sal julle red uit die hand van die Filistyne, van die vyande. Daarom vers 4, het die kinders van die Here, die Baals en die Astartes verwyder en die Here alleen gedien. Dit gaan goed met die wat die Here dien. Kan ek 'n amen kry? Dit gaan goed met die wat die Here dien. Hy sê verder het Samuel gesê, versamel die hele Israel by Mispa, dan sal ek tot die Here vir julle bid. Hulle kom toe by mekaar by Mispa, en hulle het water geskep en voor die aangesig van die Here uitgegooi, en die dag het hulle gevas en daar gesê, ons het gesondig teen die Here, en Samuel het die kinders van die Here van Israel in Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het. So omstandighede, as jy die Here dien, staan omstandighede nog steeds teen jou op. Jy is nie skielik in 'n kokonnetjie toegespin van nou is dit net maanskyn en rose, al my probleme verdwyn, al my omstandighede is daarmee heen, dit gaan met my klop disselboom. Nee, dis nie die waarheid nie. Daar's altyd storms in 'n mens se lewe. Dit klink dalk negatief, maar daar's altyd uitdagings, daar's altyd challenges, daar's altyd goed wat gebeur, en as jy die een ding, en dit klink nou baie negatief, as jy die een ding uitgesorteer het, dan is die volgende ding baie keer alweer op pad. Amen? Gaan dit nie so in julle lewe nie. So daar's gereeld, is daar hierdie stryd, hierdie
dinge wat in 'n ou se lewe gebeur, maar dank die Here vanmôre, hierdie dinge maak ons ook sterker. Dit vorm ons karakter in Christus, wie ons in hom is, die keuses wat ons maak, dit vorm ons karakter. So, daar's altyd storms. Filistyne, hulle het net gesê, hulle dien die Here, toe staan die Filistyne alweer teen hulle op, en hulle het moeilikheid. Die vorste van Israel teen hulle opgetrek, vers 7, en die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. En die kinders van Israel, vers 8, sê aan Samuel, en dis vir my mooi, laat nie na om die Here onse God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. Toe het Samuel 'n suiglam, want hulle bring 'n offer, het hulle 'n suiglam geneem en dit as 'n brandoffer in sy geheel aan die Here geoffer, en Samuel het die Here aangeroep vir Israel, en die Here het hom verhoor. Vers 10, want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne nader kom om teen Israel te veg, het die Here die dag met 'n groot geluid laat donder. So dit moes soos 'n weerlig straal gewees het. Weet nie, ons almal het seker al die donderweer gehoor, nee, veral as hy een van hierdie transformers tref, dan is dit 'n hengse geluid. Ek het eendag, ek dink dit was nog met oom Gerrie Skol se begrafnis, het ons na die diens het ons daar by die Lapa bymekaar gekom om iets saam te eet vir die familie verversings te gee, en dit het daai spesifieke dag het dit verskriklik gereën, en ek moes vinnig, want dit moes na die pastoor se werk, hy moes vinnig uit die Lapa uitbeweeg en iets in die pastorie gaan haal, wat hulle daar nodig het. Dit is sy job, hy word betaal daarvoor. Of wat, eintlik daar's geen danger pay nie, maar hy moes dit doen. En toe ek daai Lapa se deur so oopmaak, toe slaan daai weerlig hier, wel ek sê hy het langs my, hy het iets raak te slaan hier by my. Maar ek het amper gegil soos 'n, nee, ek gaan nou nie sê soos 'n vrou nie, maar ek het gegil. Ek het gedog hy weer slaan my raak. So, en dink nou net vir jou, as die Here met weerlig praat, met 'n groot, hy praat hierso, laat ek dit net reg, anders verstaan julle my verkeerd. Die Here het die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne, en hy het hulle in verwarring gebring. Jy sien, God werk bonatuurlik, sodat hulle verslaan is voor Israel. Vers 11, en die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek, en die Filistyne agtervolg, en hulle verslaan tot onderkant Betkar. Toe het Samuel 'n klip geneem, en dit opgerig tussen Mispa en Sen, vers 12, en dit Ebeneser genoem, en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. So mooi vers. Toe het Samuel 'n klip geneem, en het opgerig tussen Mispa en Sen, en het Ebeneser genoem, en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Ekskuus tog, ek moes eintlik vanoggend die koortjies gelei het, want Johan se stem is nie reg nie, en ek is nou maar bly, hy het dit gelei, en ek het net saam gesing, want my stem klink nou glad nie lekker nie. Alraai, daar's 4 dinge, en ek gaan julle nie lank hou nie, maar daar's 4 dinge wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte. Die eerste ene is 1 Samuel 7 vers 4, daar by die kinders van Israel die Baals en die Astartes verwyder en die Here alleen gedien. Samuel het gesê, bekeer julle. En dit is baie keer om te luister wanneer die Gees van die Here sê, bekeer jou. En ons weet wat bekering is verkeerde gedagtes, nee, want dis waar ons oorlog is, dis waar ons stryd is, dis waar die dinge gebeur, die aanslae, die versoekinge, alles is hierbo, nie aan die ander kant van die straat, buite die dorp waar ons wil gaan staan en geestelike oorlogvoering hou en die duiwel bind, en ek sê ons bind vir hom, ou maat, ek weet nie wie maak hom los nie, maar hy's nog steeds los, nee? En ons doen hierdie oorlogvoering, en die Here moet ons help. Maar die groot geveg, die oorlogvoering is hierbo in jou gedagtes. Dis waar die vyand jou aanval, met negativiteit, met ongeloof, met twyfel, met vrese, nee. Ons praat net oor iets.
Ons het gister, het ons oor die Kaap gepraat en ewe skielik begin 'n ou praat oor die dinge wat besig is om te gebeur en ewe skielik is dit asof daar 'n vrees in jou wil opstaan en jy dink by jouself, hey, miskien moet ons dalk die Kaap toe gaan nie. Dis 'n gevaarlike plek. Hoor die Pretoria. Maar daar is dit gevaarlik. Ons moet dalk nie soontoe. Vrees, die vyand wil vrees kom inboesem. En alles gebeur hierbo in 'n mens se gedagtes. Dis waar die oorlogvoering is. En dis hoekom ek en jy die wapenrusting het wat ons aantrek en ons moet dit nie weer uittrek nie. Amen. Want ek hoor iemand sê hulle trek elke oggend die wapenrusting van God aan. Met ander woorde, jy trek dit in die aand uit. Gevaarlik. Want jy kan baie keer in die bed lê en die vrou skinder, die duiwel skinder by jou oor jou vrou. Of die duiwel praat met jou oor die en jy is kwaad vir daai en jy moet die wapenrusting aanhou. Dis belangrik. Bekering is om jou gedagtes in lyn te bring met die woord van die Here. Amen. Gaan lees bietjie Lukas 6. Dis 'n gedeelte, hy praat oor die bergpredikasie, maar hy praat oor baie ander goed ook daarso. Hy praat van die balk in jou eie oog, want ons werk so aan die splinter in iemand anders. Hy praat oor 'n klomp goed. Ek gaan nou nie eens daaroor praat nie. Maar dan wat my geraak het in Lukas 6 is die gedeelte waar die Here Jesus kom en hy sê vir die mense wat om hom staan, hy sê julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. En daai ding het my getref. Hoe sê die jong mense dit my gevlor? Want ons almal sê Here, Here. Doen ons wat die Here in sy woord sê. Doen ons wat hy sê. En ek moes net weer daar gaan bely en sê, Here, help my om te doen wat u woord sê. Here, help my om nie net goed te wees vir hulle wat vir my goed is nie, want dit kry ons baie goed reg. Nee. Ons is goed vir ouens wat vir ons goed is. Ons like om ouens te groet wat ons groet, nê? Maar ons wil nie ouens groet daar in die straat of ons vyande groet en nou kom die Here en hy sê dis wat jou gedagtes moet wees. Jy moet dit in lyn bring met my woord van die Here. Jy moet hulle groet wat jou nie wil groet nie. Jy moet vir die goed wees wat vir jou nie goed is nie. Here, dit werk nie vir my nie. Dis nie lekker nie. Ek wil help vir hulle wat my help. Julle noem my Here, Here. Julle doen nie wat ek sê nie. Maar hy wat doen wat ek sê, hom sal ek vergelyk met 'n man wat sy huis op die rots bou. Bekering, bring jou gedagtes in lyn met die woord van die Here. Die Here vir jou sê, doen dit. As ek dit lees in die woord van die Here, kan ek nie kom met my eie argumente en met my eie opinies en met my eie dingetjies nie. Doen wat die woord van die Here vir jou sê. Dit is belangrik. Bekering. Alright. En dan, want hy sê en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Die Engels sê, instead let the Spirit renew your thoughts and your attitudes. Jou gedagtes en jou gedrag. Laat die Heilige Gees jou begin lei. Laat die Heilige Gees begin werk deur jou. Daai blydskap en vrede en lankmoedigheid, dis die vrug van die Heilige Gees. En die Heilige Gees se vrug moet ek en jy deur ons laat manifesteer. Dis wat ons moet doen. So ons moet ons gedrag en ons gesindheid verander. En dan sê Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge, bewaar jou gedagtes, daaruit is die oorspronge van lewe. En dan 'n tweede punt wat vir my mooi was in hierdie gedeelte is die volk van die Here, nadat hulle bekeer het hulle God geraadpleeg. Dink 'n bietjie na daaroor. En die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here ons God vir ons aan te roep, dat hy ons uit die hand van die Filistyne sal verlos nie. Raadpleeg die Here. 'n Baie interessante gedeelte in 2 Konings 1 lees ek in die woord van die Here van 'n koning, en ek gaan vir julle 'n paar versies lees, van 'n koning wat seer gekry het, een van die konings van Israel, wat seer gekry het in sy paleis, hy het geval, en ek weet nie of hy sy rug seer gemaak het nie, maar hy was bedlend gewees, hy kon nie meer loop nie. En nou wil ek gou-gou vir julle die gedeelte lees, 2 Konings 1 vers 2. Nou gaan die koning, en hy sê vir sy raadgewers, of sy mense wat vir hom werk,
Ek wil hê julle moet na so en so land toe gaan en julle moet daar by daai afgode vir my gaan uitvind of ek van hierdie siekbed af gaan opstaan. Hy sê in 2 Konings 1 vers 2, gaan raadpleeg Baal-Zebub, die god van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal word. Dan sê die woord verder. So nou gaan hierdie ouens, hulle moet na hierdie God toe gaan, hulle moet hom gaan vra, gaan hy gesond word? Nou sê die woord van die Here verder, maar die engel van die Here het vir Elia die Tisbiet gesê, maak jou klaar, gaan op die boodskappers van die koning van Samaria tegemoet en spreek met hulle. En luister na hierdie gedeelte. Hy sê, gaan julle, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baal-Zebub, die god van Ekron, te raadpleeg. Dink julle dat daar nie 'n God in Israel is nie? Hoekom sal julle na 'n ander God toe wend, 'n afgod, iets wat nie vir jou enigstens waarde het nie? Hoekom sal jy jou na 'n afgod toe wend en hom gaan vra of jy gesond sal word? Wie raadpleeg jy? En nou sê die woord van die Here, daarom, dan so sê die Here, van die bed waar jy opgeklim het, sal jy nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe, en Elia het gegaan. En ek gaan nie baie uitbrei op hierdie gedeelte nie. Die vraag wat in my hart opgekom het is, wie raadpleeg jy? En dis 'n vraag wat ek jou vanmôre wil vra. Wie raadpleeg jy wanneer jy storms in jou lewe het? Wie raadpleeg jy wanneer jy huweliksprobleme het? Wie raadpleeg jy wanneer jy deur 'n finansiële krisis gaan? Of wat dit ook al siek toestand in jou lewe waar jou gesondheid bedreig word, wat dit ook al mag wees. Die vraag vanmôre is, wie raadpleeg jy? Is daar dan nie 'n God in Israel nie? Is daar dan nie 'n God van sy kerk nie? Is daar dan nie 'n God na wie toe ek kan gaan en hom gaan raadpleeg? Heel eerste, ek praat nie van heel laaste nie. Want ons het baie keer die geneigtheid om alles en almal te probeer, en as niks werk nie, en ons het niks oor nie, dan het ons net God oor, en dan gaan raadpleeg ons hom. Wie raadpleeg jy? En ek wil vandag vir jou sê, ek dink ons het baie keer bedsituasies. Omstandighede in ons lewe wat lyk soos 'n bedsituasie wat nooit weer gaan regkom nie. Ons worstel baie keer vir jare met goed, want ons raadpleeg alles en almal, en ons lees alles en almal se boeke vir meer raad en vir meer inligting. En ek sê nie, jy moenie boek lees nie, maar die laaste een wat ons gaan raadpleeg is God. En dis hoekom ons baie keer bedsituasies in ons lewe het, waar dinge net nie wil regkom nie, waar dinge net nie wil verander nie. En dalk is dit nodig om vanmôre Elia se raad te vat. Van, is daar dan geen God in Israel nie? Is daar dan nie 'n God van sy kerk nie? Leef koning Jesus dan nie meer nie? Ja, maar pastoor, weet jy wat, ons is in die 21ste eeu, daar is daarin dit, en daar is al hierdie hulpbronne, ons het al hierdie goed, ons kan hulle gaan raadpleeg. Ek sê nie, jy moet dit nie doen nie. Maar wat ek jou wel vra is, wie raadpleeg jy vanmôre? Heel eerste. Want jy sien, God het die vermoë om jou na die regte mense toe te stuur. God het jou die vermoë om jou wysheid en insig te gee. God het die vermoë om jou situasie in oomblikke te verander as jy net na hom toe gaan. En bygesê, as jy sy raad volg. Amen. Right. 'n derde punt in hierdie gedeelte is, die God wat ek en jy aanbid, is 'n God wat bo natuurlik werk. Moet hom nie in 'n boksie druk nie. Moet hom nie wil voorskryf nie. Ek het al baie keer in my lewe uitkoms gesoek vir sekere situasies in my lewe, en dink ek by myself, Here, U moet nou so werk en so doen, en Here, as dit gebeur, ek wil die Here voorskryf. Maar weet jy wat, ek het al agtergekom in my eie lewe, God is 'n God wat bo natuurlik werk.
Kan ek 'n amen kry? Bonatuurlik. Moet hom nie beperk nie. Die woord van die Here sê, onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne naderkom om teen Israel te veg, het die Here die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne. Is dit nie bonatuurlik nie? Dis bonatuurlik. En hy het hulle in verwarring gebring sodat hulle verslaan is voor Israel. Die New Living Translation sê, but the Lord spoke with a mighty voice of thunder from heaven. Sê dit mooi. En as ek vandag na my eie lewe kyk, dan wil ek vir jou sê, daar's verskeie kere in my lewe waar God bonatuurlik gewerk het. En ek gaan julle een vertel, jammer vir die ouer lidmate, nuwe lidmate, hulle het dit nog nooit gehoor nie, en die oues, hulle het dit al vergeet, so ek gaan julle hierdie storie vertel, net vir jou vertel, hoe God bonatuurlik werk. Ek ry ons op vakansie, ons is af Kaap toe, ek het so 3 reeks BMW'tjie gehad, af Kaap toe, en so oor Kamsberg se kant toe, verskriklike goed daai kant gesien, die seentjies was klein, sê ek nee, kom maar die kant toe, kos beweeg maar die kant toe. In elk geval, julle sal nie weet waarvan ek praat nie, maar ons is daar in Kamsbaai. Julle weet mos waarvan ek praat, man, mooi vrouens wat op die strand lê, al die goeters. Wat gebeur daar in Kamsbaai? Wie van julle was al op Kamsbaai gewees? Ja, ek gedink Adrian sou al daar gewees. Nee, ek speel sommer, man, ek trek in julle been. Maar in elk geval, in ons ry van Kamsbaai af terug oor die berg, Tafelberg verby, ry ons terug en my voertuig breek, my kar breek. En dit was 'n 6-silinder, is dit die 320, was 'n 6-silinder karretjie gewees. Hy breek. Eers en ek vrie nou net so mooi af teen die bult. Gelukkig is Letsie se oom net so 2-3 blokke van daar af. Het hy 'n voertuig of 'n besigheid wat karre regmaak en ek is daarin en die oom help my, maar dit kos my al my vakansiegeld en nog 'n bietjie om daai kar reg te kry. En uiteindelik het ek die kar na 2 weke ry met my swaartjie se Land Rovertjie op daai stadium en na 2 weke kry ons weer die kar terug en die kar bly kook. Hy word warm. Gelukkig het hy nou nie so dat hy 'n gasket of iets geblaas, ek ken die karre nie, maar die kar word warm. En nou probeer ek die kar bloei en dan ry ek 'n entjie en word hy warm. Dan staan ek nou maar eers en iemand sê toe vir my, nee, dis hoe jy moet bloei, en ek bloei hom toe so, maar ek voel toe in my hart, weet jy wat, ek dink nie ek moet langer meer hierdie kar ry nie, en ek moet hom gaan verkoop, maar ek het nie geld nie. Ons is in Sasolburg, ons kry R2000 'n maand, dis wat ons gekry het daai tyd. 'n Kar kos jou, 'n paaiement daai tyd was R1500, R2000, klein karretjie, ek praat nie van 'n Mercedes-Benz nie, maar in elk geval, en ek sê vir my vrou, ons moet 'n kar kry, ons kan nie op pad huis toe, ons kinders is klein, ons kan nie op pad huis toe moeilikheid met hierdie kar kry nie. Wat maak ons, hoe maak ons? En ons gaan koop toe 'n kar, ons vertrou die Here, sê Here, ons het nie die geld nie, maar ons weet U sal voorsien. En iemand help ons toe, en ons kry toe op daai stadium 'n Volkswagen Polootjie, wat ons mee Douglas toe ook nog gekom het. En ons koop die kar. Ons het nie geld vir 'n paaiement nie, want my BMW was klaar betaal gewees. Die Here het my genade gegee, ek het hom klaar betaal. En ons het nie geld vir 'n paaiement nie. En die volgende maand, toe ons die paaiement moet betaal, net voor ons die paaiement moet betaal, toe is daar inbetaling in ons bankrekening. Iemand het geld in ons rekening betaal, en dis presies die geld van die paaiement. En ek sê, dankie Here, ons kan die paaiement hierdie maand betaal. Dan betaal die paaiement. Volgende maand, hier is die geld weer inbetaal. Ek sê, dankie Here, U voorsien. Halleluja. Dink julle die Here kan voorsien nie? Ek sou vir jou sê, in die moeilikste tye, dis nie met elke voertuig wat dit gebeur nie, dit wil ek ook nou vir jou bysê, maar in nood, in die moeilikste tye van jou lewe, wanneer jy dink, daar's niks en niemand wat jou kan help nie, God laat jou nie in die steek nie. En die volgende maand, geld is inbetaal. 'n jaar later, die geld is inbetaal. 2 jaar later, die geld is inbetaal. Ek sê vir my vrou, jong, nou raak ek bekommerd. Ons moet dalk uitvind wie's die persoon. Ek weet nie wie's dit nie, glad nie 'n idee nie. Dalk net uitvind wie's die persoon, want nou betaal hy hierdie geld in 'n verkeerdelik in ons rekening, en dan moet ons al hierdie geld terugbetaal as hy die dag uitvind.
En ek gaan toe na Absa Bank toe, ons ken 'n vrou wat daar werk, het kontakte oral, die pastoor van die gemeente. Ons het, ek gaan na toe, ek sê vir haar, hoor hierso, vind vir my net uit asseblief wie die persoon is wat hierdie spesifieke geld elke maand, want is elke maand die kar se paaiement. Wie's die persoon? En hierdie vrou vind uit, maar dis nie iemand wat in ons gemeente is nie. En ek gaan na die persoon toe, ek kry hom in die hande, hy bly toe in 'n tannie wat in ons gemeente is, agter in haar erf in 'n woonstel. Hy het een keer die kerk besoek, en lyk my nie baie van die pastoor se prediking gehou nie, en nie weer gekom nie. Maar die Here, ek praat toe met hom, ek sê vir hom, jong, hierdie geld kom van jou af, betaal jy nie in 'n verkeerdelike rekening nie. Hy sê, nee. Hy sê, die Here het dit op my hart gelê, om hierdie geld elke maand in jou rekening in te betaal. Dis die enigste kontak wat ek met hom gehad het. Vir 4 jaar gaan dit so aan. Trek Douglas toe. Was 'n paar maande in Douglas, toe ek die kar klaar betaal het. Die volgende maand, toe is die geld nie meer in my rekening nie. Die kar klaar betaal is, toe stop dit. Nou wie wil nou vir my sê, dit is nie bonatuurlik nie. Ek het nie kontak met daai ou gehad nie, niks, geen kontak verder nie. Hoe het hy geweet ek het die kar klaar betaal? God werk bo natuurlik. So kan ek vir jou verskeie goed in my lewe, en jy kan dalk vanmôre vir ons 'n storie of twee vertel van hoe God bonatuurlik in jou lewe onderneem het, hoe hy jou gehelp het. Hoe hy 'n kind wat gelyk het asof hy doodgaan, en jy in jou nood by sy bed neergeval het en gesê het, Here, as U nie nou help nie, weet ons nie meer nie, ons weet nie meer nie. En hoe God in oomblikke ingryp en daai kind se lewe aanraak en hom oprig. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie, maar God is 'n bonatuurlike God. Dis wat ek vir jou wil sê. Dis die derde punt wat ek vanmôre vir jou wil noem is, moet God nooit beperk nie. Moenie dink die Here kan nie. Hy kan. Hy is in staat. Hy is bekwaam. But the Lord spoke with a mighty voice of thunder from heaven. Het hy nie al met 'n magtige stem in jou lewe ingepraat? In die moeilikste tye van jou lewe nie. Ouens, God werk bonatuurlik. So werk hy in my lewe, so werk hy in jou lewe. En ek gaan nou nie eens verder oor dit praat nie. 4. Dankbaarheid. Hou die 4 punte. 4de een, dankbaarheid. Hoeveel van ons is dankbaar vir wat die Here in ons lewe doen? Toe het Samuel 'n klip geneem, vers 12, en het opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebeneser genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Stone of help, dis wat die Engels sê. Rots van hulp. En hy is die rots van alle eeue. Hy is die God wat help. Hoeveel monumente, hoeveel geestelike monumente het jy in jou lewe opgerig? As dinge in jou lewe gebeur waar jy kan teruggaan en verby hierdie monumente stap en sê, hier het die Here my gehelp. Daar in die Kaap, elke keer, elke jaar, elke keer as ons daar kom, en ek daai spesifieke straat deurry waar my voertuig gebreek het, dan is dit 'n monument in my lewe. Hier het God my gehelp. Daar's plekke in my lewe, dinge wat in my lewe gebeur het. Ek het nie net vinnig verby dit beweeg en gedink dis toevallig nie. Nee, toevallig werk nie vir my nie. Dis toe die lig geval het. Toe die dinge gebeur. Monumente in my lewe. Hoeveel monumente het jy in jou lewe? Ouens, is belangrik dat ons so bietjie by die goed sal gaan stil staan, waar God ingegryp het en waar hy gehelp het, en dat ons so Samuel dalk in ons gees 'n rots sal vat en hom sal oprig en sê, tot hiertoe, Ebeneser, tot hiertoe het die Here my gehelp. Hoeveel monumente het jy? Die Here het nog nooit vir my regtig iets gedoen nie. Nee, die Here het al vir jou baie gedoen.
Jy het net te vinnig daar verby beweeg. Jy het gedink dis sommer maar net toevallig. Of die goed het maar net gebeur. Jy weet, daar was net iemand wat jou gehelp het. Nie ouens. Monumente in jou lewe. Geestelike lewe. As 'n sekere straat, sekere roebord, as ek daar kom, dan dink ek aan 'n dag toe die Here ons uitgered het. Toe ek in my gees net ervaar het, moenie nou ry nie. In die volgende oomblik kom jy 'n voertuig van die kant af oorgejaag. Ebenezer. Tot hier toe het die Here my gehelp. 'n Geestelike steen, 'n geestelike monument in my lewe. Hoeveel monumente is daar in jou lewe? Belangrik. Want iewers gaan jy terugkyk na dit. Want iewers kom daar weer 'n situasie in jou lewe, 'n storm in jou lewe, en baie keer vergeet 'n mens. En is dit nodig om terug te gaan en te gaan kyk en vir jouself te sê, tot hier toe het die Here my gehelp, tot hier het die Here my gehelp, en die God wat 'n werk in my begin het, hoekom sal hy dit volëindig? Niemand sal my uit sy hand uitdruk nie. Ebenezer. Tot hier het die Here my gehelp. 4 punte, noem hulle vinnig vir jou. Bekering, bring jou gedagtes in lyn met die woord. 2, raadpleeg God. Raadpleeg hom heel eerste. 3, God werk bonatuurlik. Ek en jy kan met opgewondenheid op hom wag. Ons kan op hom wag, want hy werk bonatuurlik. En 4, wees dankbaar vir dit wat die Here in jou lewe. Geestelike monumente, rig hulle op in jou lewe en sê vir jouself, tot hier toe het die Here my gehelp. Hier staan ons aan die einde van die jaar, kan ons nie vandag sê, tot hier toe die Here my gehelp nie. Baie dinge in my lewe gebeur, ongelukke, dinge wat gebeur het, moeilikhede, uitdagings, maar kan vanmôre hier staan en sê, tot hier toe het die Here my gehelp. Ebenezer, hy is vir ons goed. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie vir u woord. En Here, dankie dat ons vanmôre kan sê, u is ons rotsvesting. U is ons skild en ons panser. U is ons bergvesting. Al val daar 1000 aan ons linkerhand en 10.000 aan ons regterhand. Here, nogtans beskerm u ons. As ek kyk in Suid-Afrika, as ek kyk oor die wêreld heen, Here, dan is dit 'n wonderwerk. Elke dag wat ons het, dat ons lewe, dat ons kan opkyk en weet, tot hier toe het die Here ons gehelp. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u guns. Dankie vir dit wat u in ons lewens doen. Ebenezer, u het ons tot hier toe gehelp. En my gebed is, dat u verheerlik sal word in ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.